Exodus 14, net die 18de vers. En die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. Nou, dit gaan oor die uittog van die Israelitiese volk uit Egipte uit, en hulle wou teruggaan, hulle wou terugbeweeg na die vleispotte. Ek sal later daarby kom, die versie wat daarby kom. Maar hulle sê ons wil lieweste teruggaan en die Egiptenaars dien. Nou kom God en hy sê hierdie woorde. En die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is. Hy praat nie van die volk van Israel, hy sê en die Egiptenaars. Want hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie luister nie, maar hulle sal weet dat ek die Here is. As ek my verheerlik aan Farao. Nou, ek het gaan opkyk wat hierdie verheerliking beteken. Dis nie 'n verheerliking, ek verheerlik my nie self oor die volk nie, maar ek verheerlik myself omdat hulle sal sien dat ek die Here is en hulle 'n nederlaag ly. Omdat hulle gedoen het wat hulle gedoen het aan die volk van die Here. Nou wil ek hierdie skrifgie weer lees. En asseblief, jy weet, die mense is baie sensitief en sê, ja, maar jy mag nie die woord verander, ek wil ander nie die woord nie, maar die Egiptenaars was die vyand, is ek reg. En die konings van hierdie wêreld, dit was Farao op daai tyd. Nou wil ek hom weer lees. En die vyand sal weet dat ek die Here is. As ek my verheerlik aan sy strydwaans en sy oorloë en al sy heerlikheid, sal ek my verheerlik as hulle 'n nederlaag ly. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand U naam kan groot maak. Baie dankie dat ons weet U is ons God, U is ons meester, U is ons verlosser. En ek dank U, Here, dat U met ons is. Het ons deurgedra in hierdie tyd. 2025 kan ons getuig daarvan dat U ons deurgedra het. En wanneer ons sê deurgedra, besef ons dit was moeilike tye. Daar was baie keer en baie van ons gemeentelede se lede en geleedere waar hulle gesê het, pastoor, ons weet nie of dit die moeite werd is nie. Daar's net te veel dinge wat gebeur. Tog het U ons deurgedra tot vandag toe. En ons dank U daarvoor, Here, ons gee al die eer, al die lof en die aanbidding, want ons weet U is die God wat deurdra en omgee. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dit is so, en ek kan baie mense uittrek en praat daarvan. Amanda, ons is so bly. Kom ons gee die Here 'n dankoffer. Amen. Prys die Here. Nou kan ons aangaan. Dankie Piet. Amanda, jy is een van hulle wat die Here deurgedra het. Ons is so bly, werklik uit ons hart uit so bly, dat jy vanaand op jou plek is. En daar was tye wat ek met Amanda en my vrou met Amanda gepraat het, wat ons gevoel het, Here, ons weet nie wat om te sê nie, want dit is te moeilik. Maar God het deurgedra. En ons dank die Here daarvoor. Ons dank werklik die Here daarvoor. Oom Koos, ons is so bly is hier vanaand. Oom Koos Smit. Hy en Suster Sophie, hulle begeer. Hy was gister daar by my, ons het so lekker gesels. Maar hy sê dat hy begeer om by die huis van die Here te wees.
En broer en suster, dis moeilik, maar hy en suster Sophie het baie moeilike tye deurgemaak. Daar's Bram wat moeilike tyd deurgemaak het. En so kan ek familie na familie uitwys. Maar ek wil geen eer gee aan die vyand nie, want dit was aanslag van die vyand. Maar broer en suster, nie een van ons is gevrywaar van die aanvalle van die vyand nie. Jy kan die sterkste Christen wees wat daar is, maar jy is nie gevrywaar van die aanval van die vyand nie. En die Here is aan ons kant. Die Bybel sê baie duidelik in Romeine 8, sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, sê my, wie kan teen ons wees? Noem dit, noem die instansie, noem die vyand se naam, noem die leiers en heersers van hierdie wêreld. Niks sal ons kan skei van die liefde van Christus Jesus nie. Ek sê dit weer, niks sal ons skei van die liefde van Christus Jesus nie. Dis vanaand 'n baie besonderse aand. Dit is vir my deur die jare saam met die Here en by broers was dit altyd lekker om die nuwe jaar in te gaan. En ja, daar's baie keer dinge wat ons moes verander weens omstandighede. Een van die dinge wat ons moes verander was die feit dat ons nie oujaars aan die diens hou nie, want baie van die mense het gesê, pastoor, ons wil graag by die diens wees, maar daardie tyd van die aand is ons 'n bietjie versigtig om dan rond te ry. En ons verstaan dit, want ons leef in moeilike tye. Paulus het dit geskryf. Hy sê die laaste dae sal daar swaar tye kom. Hierdie is deel van die dinge wat die Christendom verdruk sal word van alle tye af, alle kante af. Maar onthou net een ding, ten spyte van die feit dat ons in moeilike tye leef, ons kan nie wegkom daarvan nie, is ons nog meer as oorwinnaars deur hom wat ons die krag gee. Amen. Hy is die een wat ons deurdra. Dis nie my eie goedheid nie. Dis nie my eie vermoë nie. Dis nie my eie wysheid of dit of insig wat ek het nie. Maar een ding weet ek, God is die een wat ons deurdra. Prys die naam van die Here. En of ek wat ook al sê oor 2026, weet ek net dat behalwe dat die woord sê, ons gaan deur moeilike tye, is daar ook 'n profetiese woord wat nie verander kan word nie. Dat die beloftes van God is ja en amen. En hy sê dat hy, luister mooi, hy wat God is, sal u nie as wese agterlaat nie. He does not do that. He does not leave us on our own. Hy's altyd daar vir ons. Nou broers en susters, ons almal kan getuig oor moeilike tye wat ons deurgemaak het, situasies wat ons in was, wat versekerlik moeilik was. Maar een ek is nog hier vanaand. Die feit dat u hier is vanaand, spreek van die genade van God on his children. Is wakker oor sy kinders, is daar vir sy kinders. Dis 'n bewys dat God se genade groot is. Nou die vraag is, wat van 2026? Op pad hierna toe hoor ek daar's 'n advertensie van 'n ekonoom, baie bekend, ek sal nou nie sy naam noem nie, wat die 11de Januarie mense bymekaar roep, want hy wil vir hulle sê, wat gaan gebeur, met goeie bedoelings, wat gaan gebeur op finansiële gebied
in 2026 en in die volgende 10 jaar. Luister broer en suster, ons het nie geweet, binne 'n sekond gaan die ligte af nie. Nou hoe gaan ons weet wat in 10 jaar gaan gebeur? In 10 jaar van nou af by so 'n diens, moet ons seker maak dat ons nie gevang word nie, en dat die stoor oop is, en dat Piet nog daar is om vir ons te kan oopmaak, en ons te kan help. Maar die Here is groot, hy sal ons deurdra, en ons hoef nie te bekommerd te wees oor presies wat sê wyse manne oor die finansies en al hierdie dinge nie. Hy sê, gee aan God en God sal weer vir jou gee. God sal sy kinders deurdra. Op elke gebied is God daar. Soos 2026, ons as mens weet nie wat gaan gebeur nie. Maar weet nie dat God weet wat gaan gebeur? Hy weet wat in die volgende 10 jaar gaan gebeur, en dit sal suksesvol wees. Want in hom, sê die woord van die Here, is wat? Is ons meer as winnaars. Jy's nie 'n verloder nie. Sê aan jou broer en suster langs jou, jy's nie 'n verloder nie. Ek het net vir man en vrou dit gesê. Sê 'n bietjie vir een voor en agter, luister, jy's nie 'n verloder nie. Jy is 'n wenner vanaand. Luister, 'n oorwinnaar in Christus Jesus, ons meester. Prys die naam van die Here. Die woord sê, hy gee ons die krag. En verseker gaan daar uitdagings wees in 2026. Maar hoe ons die uitdagings gaan trotseer, is baie belangrik. En vanaand wil ek u bemoedig deur iets vir die uit te wys. Ek gaan terug na ons skrifgedeelte toe. Die volk van Israel is in Egipte. Luister mooi, hulle is nie net dienaars nie, hulle is slawe. 'n Slaaf het nie beheer oor die dag van môre nie. 'n Slaaf het nie beheer van wanneer hy kos kry nie. 'n Slaaf is nie 'n beheer van wat hy gaan doen nie. Want die een wat die slawe drywer is, sê vir hulle, dit is wat jy doen, en bewaar jou as jy dit nie doen nie. Maar ten spyte van dit sê die Israelitiese volk, ons wil terugkeer, want jy sien dat sekere dinge gebeur. En ons weet dat Farao 10 keer vir hulle gesê, julle kan gaan en teruggedraai. In ander woorde is baie duidelik, dat Farao, ek kan nie glo dat hulle aangegaan het vir 10 keer nie, maar 10 keer leuns vertel, 10 keer teleurgestel, en die laaste keer toe hulle vlug in die woestyn in. Nou sê die woord van die Here, en dit wil vir my sê, en dis hoe ek dit sien, as Farao nie deur God genader was nie, luister mooi, het hy nooit agter hulle aangegaan nie. Maar God het 'n plan gehad met Farao, want hy moes betaal vir wat hy verkeerd gedoen het. En luister broer en suster, geen mens of instansie wat teen die kinders van God draai, sal wegkom daarmee nie. Hulle sal te doen hê met 'n lewendige God. Prys die naam van die Here. Die Bybel sê dat God het Farao se hart weer eens verhard en gesê, volg hulle. Want jy sien, God het geweet, daar's 'n toets wat kom. En nou ewe skielik hoor die volk van Israel, hier is iets aan die gang, die strydwaans wat kom. En hulle vrees. En jy weet hoe gaan dit? Dit is maklik vir ons om te sê, hoekom het hy gevrees? Want God is met hulle. Maar wat gebeur met ons? As iets klein gebeur, dan vrees ons ook. Is dit waar? Toe COVID kom, ons het nie geweet wat COVID is nie. Ons het nie geweet nie, maar ons het gebid,
en ons het gedoen wat ons moes doen, en ons is daardeur deur die genade van die Here. En of jy wat sê, dit was maklik of nie, dit was nie so maklik, soos wat almal sê nie. Van elke familie was geraak, en daar was sterf ook in amper elke familie. En ons het ook dit gesmaak, my broer is oorlede aan COVID. Maar die volk van Israel word gevolg deur die volk van Egipte, die mag van Egipte, terwyl hulle gewone goed gehad het wat by hulle was. En nou sê die woord van die Here, God het Farao se hart verhard. Hoor wat sê, vers 12 van Exodus 14. Sê die volk van Israel toe hulle dit sien, laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien. 'n vraagteken. Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te kom sterwe. Hulle het gedink dat God het hulle gebring aan 'n plek waar hulle gaan sterwe. So met ons ook vandag, word ons bang vir die dag van môre. En jy sal miskien sê, maar ek het dit nooit gesê nie. Hoeveel van wie sit, het al gesê hierdie woorde? Ons wonder wat gaan gebeur met ons kinders en kleinkinders. Het jy dit al gesê? Kan ek die hande sien? So ek is nie alleen nie. Want ons het 'n bekommernis oor die dag van môre, en dit is 'n onbekende toekoms. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Maar ons moenie vergeet ook wat God gesê het nie. God gesê dat hy sal met ons wees. En as hy dit gesê het, dan sal dit so wees. Ek wil dit in Engels sê, never doubt God. Moet nooit God eenkant sit en sê, ek wonder of hy ons gaan help nie. Hy is daar. Maar my boodskap is dit vanaand. Gaan u en ek die uitdagings van die tyd aanvaar? Gaan ons die uitdagings, ons bid vir broer Jan, kom ons steek dit ons hande uit. Die duiwel wil baie dinge doen, maar hy is alleen daar. Vader, ons bid vir broer Jan, in die naam van Jesus, gee hom 'n rustigheid, Here. Maak hom gesond nou, Here. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Broer en suster, die uitdagings van die tyd. Wat was die uitdagings van die volk van Israel? En dit is wat die Here my gegee het in hierdie week. Een oggend baie word wakker, en toe my vrou wakker, toe sê ek, liefie, ek het gewonder, wat moet ek bring, oujaarsaand? Ek sê, die Here het dan net vir my gesê. En die Here sê vir my hierdie woorde, put your feet in the water. Sit jou voete in die water. En ek het daaroor gebepyns en ek het gaan opsoek en ek sê, maar die Here, die Bybel sê nie, hy sê, Moses het 'n staf gevat en, maar op 'n plek sê hy ook daar, and he put his feet in the water. Want jy sien, toe hy nou die staf so waai oor die water, toe kloof dit. En hy begin stap in die geloof. Miskien is dit vreemd, miskien is dit moeilik wat gaan kom, maar sit u voet in die water. En terwyl ek daaroor bepyns, en verstaan my mooi as ek dit sê vanaand, dit gaan moeilik baie mense, as ek dink, en ek 'n voorbeeld neem, van 'n boemelaar op straat, en ek gaan na die boemelaar toe, en ek sê vir hom, ruk jou reg man, doen iets oor jou lewe, kom reg. Is dit maklik vir hom nou dit te doen? Hy het miskien nie 'n familie nie, en baie mense sal sê, ja, dis sy eie skuld, want hy wou mos sekere dinge doen, maar ons ken nie die omstandighede hoekom jy daar beland het nie. En is net genade. Ek dink dit was William Branham wat gesê het,
toe hy 'n boemelaar sien, toe sê hy, there go I, but for the grace of God. As dit nie vir die genade van die Here is. So wanneer ek so 'n paar dinge noem, is ek nie hier om 'n vinger te lê op mense en sê, jy moet regkom nie, nee. Al wat ek sê is, dat is 'n uitdaging wat voor ons lê. Ek wil bring sekere dinge ons pad langs, broer en suster, of ons dit wil weet of nie. Die Bybel sê sy oog is op ons, en hy loer en kyk, wie hy kan tuister, om te sondig. Hy stel nie belang in die ongeredde nie, want die behoort klaar aan hom, maar vir die kinders van die Here, sy psalms, menigvuldig is die teëspoed van die reg, maar deur die almal help die Here. Die Here help ons deur elke omstandigheid. En ek aansien, gaan die Here ons loslaat, of gaan hy ons deurdra? Hy gaan ons deurdra. Prys die naam van die Here. Maar ek wil vra vanaand, die uitdaging is dit. Ek wil hê jy moet 'n stap neem. 'n Stap neem. Ek sou baie graag, skus tog die ding is so wat die waai. Maar elke groot, as ek dit kon kry, 'n groot pan met water hier neersit. Wat water sou teenwoordig, die Skelfsee. Maar ek het 'n ander plan gemaak en met die Here gepraat. Stap weg van jou stryd. Die stryd wat jou pad langs kom, stap weg van dit af. Baie jare. En hy het altyd vir my vrou gesê, as my vrou sê, hoe gaan dit? Is oom nou gesond? Hy sê, ek weier dat siekte aan my hang. Weier dat stryd aan jou hang. En elkeen kry stryd, maar weier die stryd. In die naam van die Here, neem daai stap en sê ek gaan 'n plan maak. Neem 'n stap. Hoor jy wat ek sê? Neem 'n stap om te sê, die Here gaan my deurdra. En soos wat ek gesê die ander dag toe ek gepraat het oor dood en lewe is in die mag van die tong. As iemand vir my vra, pastoor, hoe gaan dit met jou? As ek pyn in my liggaam het, dan kan ek sê nee, ek is 100% gesond nie, want ek wil tog positief wees. Ek sê nie maar ek is siek, maar ek bely dat deur sy wonde is daar vir my genesing. Want ek weier verder kans te kry om verder met ons te kom aanval en vir ons siek te maak en ons te maak asof ons verloders is, terwyl ons meer as oorwinnaars is. Sy wonde is ons genesing. Prys die naam van die Here. Gaan nie nog gebeur nie, dis klaar so, en die Here sal dit vir ons doen. Maar kom ons stap weg van ons gesukkel en ons stryd. Stap weg van finansiële teleurstelling en finansiële situasies. Baie mense sê, maar pastoor, is maklik vir jou, of maklik vir daai om te praat. Nee, dis nie maklik nie. Ons kom daardeur, ons weet, but I know a God that will carry us through. Wat in een dag jou omstandighede kan verander. In een dag jou omstandigheid kan verander en dinge vir jy doen. Die Here is goed. Ek vra dat die volle aandag vir 'n paar oomblikke sal wees, want dat daar 'n verandering sal kom in die gemoed van die kinders van die Here. Broers en susters, kom ons wees, soos pastoor Janie ook gesê, kom ons wees 'n bietjie eerlik met mekaar. Hoeveel keer dan kla ons nie te midde van die dinge wat ons goeie tye, dan wil ons kla. En die duiwel wil ons moedeloos maak. En hy wil, baie dankie Kobus vir jou hulp hoor. En die duiwel wil ons moedeloos maak. En hy wil probeer dat ons die toekoms moet ingaan. En ek sien jou ook nou daar agter, Henny. Ek is so bly hy is hier. Prys die naam van die Here. Kom ons sê welkom aan Henny.
Kom ons gee hom 'n hande klap vanaand. Moeilike tye. Werklik moeilike tye. Maar hy is hier vanaand. En ons dank die Here daarvoor. God is a good God. Stap weg van die belydenis van ek is so siek. Stap weg daarvan. Stap, luister mooi. Stap weg van sonde. Ek kan vanaand statistieke gee. Die ander dag toe praat iemand met my. En hy sê vir my, pastoor, ongelukkig is daai persoon vasgevang. Ek praat van kinders van die Here. Vasgevang met pornografie. Luister mooi. Stap weg van dit. Dit hoort nie by 'n kind van God nie. Maar dit is moeilik. Stap weg daarvan. Want jy sien, die vyand is agter jou en voor jou is die uitdaging. Maar ons moet die stap neem om in die water te kom, sodat die water gekloof kan word en ons daardeur kan stap. En na 2026 vir ons 'n Christelike oorwinning sal wees in elke gebied. Pastor Jan, dat ons week na week getuienisse sal hoor oor die wonderwerkende krag van God. Want God doen nog wonderwerke. Ek sê dit weer, God doen nog wonderwerke. En ek dank die Here daarvoor. He's the wonder working God. He's the God that cannot fail. En die woord van die Here sê, toe hulle by die Skelfsee kom, sê God, neem jou staf, slaan na die water, en die water sal kloof. En ons weet wat gebeur het, die volk van die Here het deurgegaan. En toe die Egiptenare daar kom, wat gebeur? Toe val die water terug. En die Bybel sê, God verheerlik homself oor die nederlaag van die vyand. En die vyand moet weet, as hulle van die kinders van die Here tuister en aanval, God gaan homself verheerlik oor daardie mense. Nou, miskien is u vanaand, ek gaan nie vorentoe roep nie, maar miskien is daar in 'n familielid of is daar mense in die familie of in die werksomstandighede waar mense jou tuister. Steek net die hand op vanaand, sê, Here, ek weet, u dra my deur, jy hoef nie skaam te voel nie. Ek weet, u gaan uself verheerlik, want dis wat God doen. God sal nie hulle laat ongestraf bly nie, broer en suster. Dis nie vir ons om te sê wat moet gebeur nie, want as ons moet toelaat wat ons moet besluit is, elke ou wat ons aangeval het, mors dood. Want ons wil sommer bid, Here, dat pyle uit die hemel uit sal kom en hom dadelik doodslaan en hierdie goed. Maar God weet wat hy doen. He knows what he's doing. He's in charge. Maar hy wil om net ons voet in die water te sit. Hallelujah. To put your feet in the water. Nou weet jy wat dit beteken, broer en suster, om jou voet in die water te sit? Beteken dat ek moet vorentoe beweeg. Nou, ek het vir jy verrassing vanaand, ek het nie 'n pan hier met water nie, en ek wil nie met gimmicks kom nie. Die Here weet, ek wil nie met gimmicks kom nie, of snaakse goed kom nie, maar ek wil kom met 'n manifestasie van geloof. Weet jy, toe Moses daar die staf opneem, glo jy vanaand dat geloof kan dinge verander? Is dit so, kan God geloof dinge verander? Ek het 'n bak water hier, so wat ek op die nagmaaltafel gaan sit. En al wat ek doen, al voel jy hoe vreemd, vra ek mooi, neem 'n stap in die naam van die Here. En al wat jy kom doen, jy sit nie jy voet in die water nie, jy sit net die hand in die water, as 'n teken, dat God vir jy kan deurdra. Ek vra baie mooi, ag Leon, help my net asseblief. Die bak is, jy sit net op die nagmaaltafel daar op die hoek, asseblief. En ek gaan vra dat die musiek vir ons saggies sal speel, die klavier, want die orgel kan nie nou speel nie. Baie dankie. Al wat jy doen, jy raak net daai water, in 'n stap van geloof, en dan wanneer jy hand in daai water gesit het,
Sê Here, U kloof vir my 'n pad na oorwinning toe. Wie wil graag oorwinning hê vanaand? Hier is die laaste jaar, en ek wil jy moet dit sê, hier is die laaste jaar wat jy gaan sukkel. Ek sê dit, ek spreek 'n geloofswoord uit, as jy die stap neem. Ek sê nie as jy nou nie hier want in die water gaan sit, dat nie iets goeds gaan gebeur nie, dit sê ek nie. Maar net as 'n bewys, wil ek my hand het in daai water. Kom ons staan en ons beweeg. Amen. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Baie dankie Here, o vertroon is hier. Kandaba sete behedu. Indaya vashavavandi. Ora vashandaya vashedu. En die naam van Jesus. Thank you Jesus. Oh, dankie ons Here stap. Kandaba sete behedu. Kandaya vasete behedu. Yada matandaya vasete behedu. Thank you, Lord.
So ja, as jy ook die stap van manifestasie wil toepas vanaand, om die hand in die water te sit, om die hand enig iemand anders nie. Sê net die hand, hoe jy bring die bak na jou toe. Is het reg? Oom Jan is reg. Die oorsang is klaar bedien het. Daar is iets aan 'n manifestasie wat ek in die tydelike tasbare doen, oom Jan en is daar nog nie. Wie is nie. Dis iets wat ek in die tydelike doen, met 'n geestelike impak, en dit kom terug in die fisiese tydelike realm, die goddelike oorwinning. Dit is manifestasie. Dis hoe God werk. En as jy wanneer op jou laagste is Here, ons staan voor die Jordaan, die beloofde land is aan die ander kant. Wat moes hulle doen? Hulle moes hulle voet in die water sit en inbeweeg, sodat God die wonderwerk kan doen, dat hulle by die beloofde land kan uitkom. Amen. Glo dit? Die Here is so getrou. Is daar nog enige iemand agter wat ook graag met 'n land in die water wil sit? Dankie vir die ontdekking. Ek wil vir die vanaand sê en gekort wees van die posisie waar die almagtige Skepper vanaand is. Hy is alomteenwoordig. Maar hy het 'n troon. Hy het 'n woonplek. Hy het 'n paleis. Dis van waar die koning regeer. Is ek reg? Van waar hy is, sien hy gister en eergister. Hy sien vandag dat hy vanaand hier sit met seer. Dit weet hy. Maar hy sien ook môre. Dis die belangrike deel. God weet van môre. En is so kosbaar dat die Here vanmiddag vir my die gedeelte gee. Oor die laaste Pasga. Tot ook Jesus, wat die woord is volgens Johannes, die woord was in die begin, die woord was God. Die woord het onder ons kom woon, hy vlees kom word. Hy sê Matteus 26:17, op die eerste dag van die ongesiene disipels aan Jesus en sê vir hom, waar wil u hê moet ons vir u klaarmaak met die Pasga te eet? Toe hy al klaar geweet. Waarom? Hy sal weet dit. Vir iemand sê in hierdie plek, ons God is al weet dit. Jy weet nie waar jy kontrakte vanaand gaan kom nie, my broer die Heer sê. Hy weet. En elkeen hier wat onseker is oor die dag van môre, gaan ons dit maak, Here, met die sassa. Gaan ons dit maak om te oorleef. Ek wil vir u 'n profetiese woord aan. God gaan u deurhelp. Hy sal, hy het in die verlede, hy gaan. Ons het genoem vanaand die duidelik die woord gehoor. U sit die voet uit die hand vanaand in die water, sit so teken, Here, ek neem 'n stap van geloof dat God vir my deur gaan help. Jesus het klaar geweet waar. Hy sê nou antwoord, gaan na die stad 'n sekere man en sê vir hom, die meester laat weet. So jy moet se geloof gee. As ek vir jy sê die meester, dan weet ons van wie ons praat. Die meester laat weet. My tyd is naby. By jou sal ek die pas gehou met my disippels. Hier word genoem die laaste avondmaal. Wat beteken dit? Die laaste aandmaal van die eerste dispensasie. So die eerste dispensasie van bloedoffers van diere was afgesluit by die Pasga, by die avondmaal, wat Jesus vanaand, die laaste aand van 2025, is dit die avondmaal. Jy gaan dinge verander, vir party mense, jy moet oor vanaand. As jy God gaan glo en vasstaan, dinge gebeur niemand het nie. Omstandighede verander. Maar die meester is in die huis. En as hy in die huis is,
En u vertrou hom. En u beweeg op sy pad, tot sy bevel, soos ons vanaand ons hand in die water ontsteek het, dat u geestig, die typifisering van die sit jou voet in die water, ek gaan u vertrou, Here, vir 2026, ongeag van wat hulle van my sê, en om my sê. Toe het aand geword het, en met die 12 aan tafel, terwyl ek sê, voorwaar ek sê vir een van julle sal my verraad, steeds verraaiers wat die Here verraai. Maar ek wil vanaand vir u sê, wat die opreg is in jou hart, en God vertrou, gaan God vir jou elkeen van my om te sê, dis miskien ek Here, toe antwoord, en sê, hy moet saam met my sy hand in die skors insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel, soos daarvan geskryf is, maar weet daar iemand wie die seun van die mens verraai word, dit sou van goed wees, as hierdie man die gebore was nie. 25 en Judas, hy het al reeds geweet, hy het al reeds die transaksie aangegaan. Antwoord is eerst, miskien ek Robbie. En hy antwoord om, ja. Jy het het, nee, hy sê nie ja, nie, hy sê, jy het het gesê. En ek sê goed, ja, jy het het gesê. So ek wil vir u sê vandaag, dat kom verander. En ek weet, as God praat, dat kom verander. Ek ken jou nie, my sis, ek wil nie vir u gesê is, die daad wat sy kom. Jy kom deur baie moeilike dinge, ek ken jou glad. Maar hoor die woord, die Here sê, as jy hom vastgryp, hy gaan vir jou deur diep dinge vat. Dit wat vir jou te moeilik is, Here, ek kan nie jaar, ek kan nie verder, ek wil nie meer. Die Here gaan jou deurvat. Glo dit, vat dit. Ek ken hom, jy weet, hy sal jou deurvat. So God, jy moes dood gewees. Excuse, is anders, ek moet by die gees van die Here, ek sê nie met as jou bezig, die gees van die Here, jy moes dood gewees. God was goed vir jou, toe hy trok jou stand, jy was ander weg. Dankie Here, die is 'n verandering, in die jaar, nooit weer sal dit dieselfde wees. Nooit weer sal dit dieselfde wees. Ook in pancreas, in die naam van die Here, spanningsvlakke wat ek oog is omdat jy het vir die Here gegee het. Want as jy moet vir jou verander, dan tel vir jou het gaan verander. Meisiekind gaan verander. Gaan dit vanaand. Hy is 'n waarmaker. Want hy is in die huis. Hy is in die huis. En omdat hy in die huis is, deel hy die brood, sy liggaam, met hulle die bruil was. En omdat hy hom deel, hy sê, maar ek sê vir julle, ek sal nooit van hierdie vrug of wynstof drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit, julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle 'n lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg, voor sy grootste vernedering, voor sy grootste straf, voor sy grootste hel, wat hy as goddelike wese geweet het, wat hy moet deurgaan, sing hulle lofsang. Is dit te moeilik, sing hulle lofsang in die Here. Ek wil net iemand bemoedig vanaand. Vanmiddag is die Here vir my. Ek wat was, wat sien, ek wat is, wat nou weet, en ek wat sien, wat kom, sê vir hulle, ek is met hulle. Daarom gee ek vir julle woord vanaand, maar, dit gaan vir jou val. Van julle het woord gekry, dit gaan vir jou val. As jy God dien met jou hele hart, en jy maak besluit, gaan God vir jou intree. Amen. Sal hulle vorentoe kom op die dag gereed is, om vir my by te staan in die dagpak, asseblief. En wie ons kosbaar, wat hy eet, hy het die brood geneem, en hy het het gebreek, gegee het aan die siekels en sê, neem eet, dis my liggaam. Wat my wonderlik is dat hy sê, dat dit is die bloed van die Nuwe Testament, wat gestort is tot vergifnis van sondes. Ek sal nie meer hiervan eet en gebruik nie, tot op daardie dag.
Ek wens altyd, ek kan net die geesteskoopie om die tafel te sien, waar die Almagtige en die Lam, die godlik wees, in sy teenwoordigheid. Ek hoor die vir broers langs jou, vele 3 manne, even vele 3 manne. Sy het sy disciples eet, dan sê hy, dit is die beker van my Nuwe Testament, van my bloed wat gestort is, vir die sondes. Wat die broeders wees. Sy van die man die beker verkies. En ek dink hy is so groot God, dat hy in die vlees kom, en lei, terwille van u en van my. Daarom is dit die moeite werd, om ten spyte van alles, God steeds te glo, en hom te vertrou. Ek het die vroeg. As jy die geleentheid met die saak van jou, wat net is, die begon jy laat deurgaan. Geen wêreldinstansie, geen sielkundige, geen dokter, geen pil, geen hulp kan jou help, behalwe God. Dit is hoe dit is. En as ons vasthou, hy sal nie sy kinders versaam, al gaan dit moeilik. God gaan vir ons deurhelp. Hy is wonderbaar, hy is getrou. Hy is goed, halleluja. Loof die naam van die Here. As ek oor die gehoor kyk, dan sien ek die seën, die mense wat hier baie diep dinge gegaan met my sussie. Baie van die geliefdes ook al verstaan in die dood. Daar was siekte geweest, daar was pyn. Daar was ouer mense die deur baie moeilike dinge gegaan. Maar weet jy wat? As pastoor gesê, die is vanaand hier as gevolg van genade. Dit is waar ons vasstaan by. Te geloof, waar God homself laat eet, deur sy lede, symbolies. Geen ander geloof. En God ken die opregtheid van die hart vanaand. Dis of jy eerder.
Dis almal bedien, enige iemand oorgeslaan, die brood, die sap. Baie dankie my broers, ons waardeer u. Baie dankie. Ons gaan 'n loflied saam sing, ons gaan af. Die Here het Moses gespreek en sê spreek, ek maar Aaron sy seuns en sê so met julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: Here sal jou seën en jou behoed. Amen. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Amen. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. My naam, die kinders van Israel hê, en ek sal hulle seën. Wees die nuwe Israeliese geslag ons. In Jesus Christus, erfgename van God. Prys die naam van die Here. Mag die Here u ryklik seën hierdie jaar. Met die beste, die keur, alles wat goed is, dat God hierdie gemeente gaan dra. En ons het 'n verwagting vir die koms, Here. Of dit vandag is, of môre is, of volgende week, dit weet ons nie, Here, maar een ding weet ek, daar's 'n verwagting in my hart na Jesus. En ek bid, Here, ons het mekaar gaan dat U saam met ons sal wees, die wonderlike hand van beskerming saam met ons sal wees.